Ken jy daardie gevoel wanneer jy iets verskrikliks gedoen het en vergifnis nodig het? Maar aan die ander kant weet jy ook, jy verdien die gevolge van wat jy verkeerd gedoen het. Miskien het jy by die werk opgemors, iemand wat jy lief het seer gemaak, of 'n fout begaan wat swaar op jou gemoed is. Ken jy daardie gevoel wanneer jy vasgevang is tussen die begeerte vir genade, maar ook die wete dat jy straf verdien? Ek dink dit is 'n spanning wat ons almal verstaan. En as ons vir 'n oomblik hierdie spanning vergroot tot die skaal met ons verhouding met die Here, dan besef ons as mense skiet tekort aan God se volmaakte standaard. Ons sonde skep skuld wat ons nooit kan terugbetaal nie. God in sy heiligheid kan dit ook nie ignoreer nie. Sy geregtigheid eis 'n antwoord. Maar hier is die wonderlike waarheid. God is nie net 'n regter wat wag om die hamer neer te slaan nie. Hy is ook 'n Vader wat sy kinders liefhet met 'n onpeilbare liefde. Hy begeer 'n verhouding met ons, nie ons vernietiging nie. En ek dink dis hier waar die goddelike spanning lê. God se onwrikbare geregtigheid en sy onbeperkte barmhartigheid. En die kruis van Jesus Christus is waar hierdie spanning sy oplossing vind. Die apostel Paulus sê vir ons dat Jesus se dood 'n versoening is. 'n baie groot woord wat beteken dat Jesus se offer God se toorn bevredig het. Hy het die straf gekry wat ons verdien het, en het op homself geneem en die prys vir ons sonde betaal. En in hierdie daad word God se geregtigheid ten volle bevredig. Maar die kruis gaan nie net oor geregtigheid nie. Dit is uiteindelik die bewys van God se liefde en barmhartigheid. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Hy het sy liefde op die mees diepgaande manier denkbaar bewys. Deur Jesus bied God se vergifnis en 'n pad na versoening aan ons. Net bring ons by die gedeelte in Hebreërs 4 vers 16, wat sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind vir die tyd wanneer ons hulp nodig het. Die kruis het God se troon verander in 'n troon van genade. Dit is nie meer 'n plek van ontoeganklike oordeel nie, maar 'n plek waar ons met vrymoedigheid kan kom met die wete dat God barmhartig is en waar ons sy barmhartigheid en genade sal vind. En as ons vir 'n oomblik 'n bietjie hieroor dink, as gevolg van wat Jesus gedoen het, hoef ons nie te vrees weg te kry nie. Ons kan God met selfvertroue nader, nie omdat ons dit verdien het nie, maar as gevolg van die genade wat hy vir ons aanbied. En terwyl ons Paasfees nader, laat die beeld van die troon van genade diep in jou hart insink. Omarm jy die spanning tussen geregtigheid en barmhartigheid, met die wete dat hulle by die kruis in volmaakte harmonie ontmoet. Jesus nooi ons uit om met ons behoeftes, met ons mislukkings, met ons verlange na hom toe te kom. Dis hulle God vind wat beide regverdig en barmhartig is, gereed om sy genade na jou toe uit te strek.